Is u reg vir die woord? Halleluja. Kom ons gee vir al ons kruiskykers net 'n lekker handeklap. Ons is in hulle sitkamers Woensdae en Saterdag en ons is besig met 'n nuwe reeks en ons praat oor geloof. Ons praat oor geloof. Nou, diensbaarheid was glad nie moeilik om oor te praat nie, want ons lewe dit. Ons kon dit ervaar dat in ons gemeentes was dit hier en daar bietjie moeilik om die woord te preek, want mense het nog steeds 'n wanbegrip, 'n wanpersepsie oor wat dit is om diensbaar te wees. Maar hier is weer een van daai maklike onderwerpe om oor te praat, want dis iets wat ons leef. Geloof. Nie net as individu nie, maar as gemeente is dit iets wat ons leef. U kom miskien op hierdie stadium van die wedstryd, kom jy by Loftaal aan en jy ken nie regtig die gemeente nie. Ek wil vir u sê, waar u vanmôre in sit, het geloof gekos om toegepas te word. U sit vanmôre in 'n huis, in 'n gebou, ja, vir party sal hulle kom en sê, maar jong, ons is besig, ons is een van daai fabriekkerke. Maar dit het geloof gekos. Ek wil vir u sê, dit het geloof gekos om jare terug die huur te betaal aan iemand. Dit het jare terug gekos om terwyl hierdie gebou die heeltyd oorstroom het dit geloof gekos om net die rekening te betaal. En ons is op 'n stadium was ons hier uit. Ons het op 'n stadium het ons na 'n kleiner gebou toe getrek. Dit was so knapsie voor COVID. En dit was die Here se beskutting. U kan dink wat dit is om R108,000 'n maand huur te betaal. En die Here laat toe en in daai oomblik voel dit asof ons geloof te min was, of ons mense van geen geloof was. Dit voel asof ons die Here, en party van ons het moontlik gedink dat dit die Here was wat ons in die steek gelaat het, ander het weer gedink ons het God in die steek gelaat, en meeste was, wat gaan die mense sê, hoe gaan die gemeente daaroor dink? Ons het net geweet, ons het 'n plek nodig om by mekaar te kom, en dit was net voor COVID, en die Here kom, en hy laat ons by 'n gebou, en in 'n gebou wat nie baie kleiner is as hierdie een nie, hy laat ons by 'n gebou inkom wat 1/3 van die huur gekos het. En daar spandeer ons meeste van COVID. En ons kom agter dat hierdie was God se beskerming. So vanmôre, wanneer dit by geloof kom, wil ek vir u sê, ons het nie geloof vanmôre net nodig vir die goed nie, ons moet geloof in God hê. Baie keer wil ons geloof toepas vir die goed. Maar die skrif is duidelik, wanneer hy kom en hy sê dat ons moet geloof in God hê. Nou, wanneer ons vanmôre kom en praat en begin praat, u moet u geloof begin aktiveer. Die geloofsvlakke moet vanmôre begin opkom. Dit wat jy begin neerskryf het, waarvoor jy die Here vertrou. Wat gaan die vyand in hierdie reeks met u en my probeer? Hy gaan voor u bring elke keer toe jou gebed nie geantwoord was soos jy dit wou gehad het nie. Maar ons gaan God vertrou, want ons geloof is nie vir die goed nie, ons geloof is in God. Hebreërs 10:38 sê die volgende, Hebreërs 10 vers 38, en hy sê, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom. Die regverdige, wanneer jy Jesus Christus as verlosser en saligmaker aanneem. Ander woorde, daar was 'n dag, jy kan moontlik nie die datum onthou nie, maar daar was 'n dag wat jy gesê het, Here, red my. Kom ek vanuit die koninkryk van duisternis? Kom ek waar ek my vader die duiwel aanbid het, kom ek uit daai koninkryk uit, kom ek uit dit uit en ek word geplant in sy wonderbaarlike lig, en ek word 'n regverdige. Ek kan nie regverdig word deur my dade nie.
Ek word regverdig deur bloed wat vir my gegee is, waar hy kom en sê, ek weet dat Jesus Christus het vir my, nie net vir ons nie, Jesus Christus het vir my gesterwe. Ewe skielik is daar iemand wat 'n week terug tot bekering gekom het, en jy hoor nou, jy's 'n regverdige, en jy hoor dat jy moet deur die geloof leef. Beteken dit, jy moet nou die werk gaan los, want jy moet nou uit in die geloof leef om, nee, dis nie wat dit beteken. Dit beteken daar waar jy nou sit, word geaktiveer om te weet, daar's groter doel vir jou lewe, dat die Here wil hê, jy moet groter, en wanneer ons sê groter beteken nie meer nie, dit beteken voluit. Sien, wanneer ons sê 'n groter lewe, dan dink mense gou, ek moet nog 'n kar bykry. Dan dink mense, ek moet 'n beter huis, want ek moet nou kompeteer. Nee, God is groot genoeg om sy eie naam hoog te hou. Die regverdige sal uit die geloof lewe. En dan is daar dadelik hierdie gedeelte van die skrif wat vir ons wil sê, maar dit voel asof sy siel van my onttrek is, asof hy nie naby is nie. Nee, dit is 'n geloofswandel. Dieselfde geloof wat dit my en u kos om ons knie te buig tot 'n God wat ons nie kan sien nie, maar ons weet vir ons bloed gegee deur sy seun Christus. Daardie selfde geloof het ek nodig vir die kanker om te genees. Daardie selfde geloof het ek nodig om voorsiening te ontvang. Daardie selfde geloof het ek nodig om posisioneer te word op die regte tyd, op die regte plek, terwyl ek deur die weg, die waarheid, die lewe loop. Sê vir die persoon langs jou, sê, jy's regverdig. En onthou, wanneer ons sê regverdig, dan praat ek nou nie van, toe jy as kind die sjokolade verdeel het jy nie gegaan en gesê, een vir jou, een vir my, een vir jou en 2 vir my. Nee, ons praat nie van daai regverdigheid nie. Ons praat om te leef soos wat God wil hê. En deur die geloof. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Dan sien ons in Hebreërs 10 vers 35. Vir 'n paar mense wat hier is en jou familie is hier, jy's getroud, dit gaan geloof kos. Dit gaan nie net gereedskap kos wat u by die beraader gekry het nie. Nee, dit gaan geloof kos om die gereedskap toe te pas, sodat jy die woord sal doen om jou huwelik staande te kan hou. U gaan moet besluit dat ons huwelik, ons familie is gebou op die rots. Dit gaan geloof kos, dat wanneer daar 'n storm jou huis tref, dat jy sal bly staan. Hoekom? Want jy weet wie jou anker is. Dit gaan geloof kos. Hebreërs 10:35, werp dan julle vrymoedigheid wat in groot beloning het nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Moenie vanmôre uit die water staan, moenie vanmôre terug staan, moenie vanmôre as daar wind tot jou lewe kom, moenie vanmôre sê, nou gaan ek maar net alles laat gaan nie. Nee, moenie jou vrymoedigheid verloor nie, kind van God, dogter van die Here, seun van God, familie van die Here, dat u die woord sal aangryp, in steede van weg van die Here te hardloop nader na hom toe, want dit gaan geloof kos. Terwyl ek oor hierdie gehoor kyk vanmôre, kos dit geloof vir families wat geliefdes aan die dood afgestaan het, geloof om te staan en te sê, miskien het ons nie die gebed beantwoord gekry nie, dit was nie vir die goed nie, dit was in God. Het was nie vir die goed nie. Het was in God. As hy my tot hier toe gebring het, hoekom gaan hy nie my deurvat nie? Hy wat 'n goeie vader is, as hy my tot hier toe gebring het, hoekom gaan hy my nie deurvat nie? Sien, die bevoorregte posisie wat ek in is om nie net iemand te wees wat op 'n preekstoel verskyn nie, maar ek ken u getuie. Ek weet hoe die Here vir jou deurgekom het na jare se vertroue vir daai verhoging. Ek weet hoe die Here vir jou deurgekom het, wat jy vertrou het vir die einste man wat vandag saam met jou hier sit, om die Here te vertrou dat hy gered moet word. 'n Vrou, ek weet vir kinders wat hulle ouers inroep, dit kos geloof.
kan moontlik nie tans sien hoe môre lyk nie, maar God is daar. Dis nie vir die goed nie, dis in God. Wie van u wat hier sit, het vanmôre 'n getuie waar die Here jou deurgebring het? As die vrymoedigheid net so wil vat, kyk net so rondom u. Getuie is waar die Here jou deur dinge gevat het. Baie kere is daai gebeure nie genoeg wanneer ek 'n volgende stap van geloof moet neem nie. Maar die woord bly dieselfde. Baie kere is daai gebeure nie genoeg. Ek weet dat as hy dit kon doen dan kan hy dit doen nou. Maar baie kere is dit nie genoeg om my te kry om die volgende geloofstap. Baie kere het ek nodig om te hoor, soos Petrus, om uit die boot uit te klim. Ek kan nie net sit met hulle wat negatief sit en gesels en te sê hoe ons gaan ondergaan nie. Nee, ek het nodig om Jesus te soek in die storm. Ek het nodig om hom te vind in die storm, hom op sy bevel uit die boot uit te klim, en dan gaan dit geloof kos. Moenie vergeet wat hy vir jou gesê het, nou dat jy in donkerte is, moenie vergeet wat hy vir jou in die lig gesê het nie. God is nog steeds 'n geneesheer, hy is nog steeds die redder, hy is nog steeds die voorsiener, hy is nog steeds die antwoorder van gebed. Sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Die bewaarder van Israel slymer of slaap nooit nie. Ek het nodig om jou uit die gat van gewoonte te kry. Ek praat van daai plek, daai sitplek van gewoonte, en ek het nodig om jou te kry om te sit in hemelse plekke waar jy vanuit 'n hoogte gaan kyk, nie neerkyk nie, maar hoogte kyk. Jy's ver beter daar as nou hier. Jy's ver beter daar as nou hier. Ja, goed, dit voel nie dan so nie. Tans is ons besig om die Here te vertrou en ons bid saam. Mammie se naam is Amy, dogtertjie se naam is Leah. Verlede Sondagmiddag, toe sê hulle nee, die ma het begin, die familie is ingejaag hospitaal toe. Amy het gelyk asof sy in kraam ingaan. Verlede week was dit 24 weke. 24 weke swanger. Hulle het geen hoop Sondagmiddag nie. Geen hoop Sondagmiddag, ons begin bid. Sit ons geloof uit. God is 'n kindervriend. Aan sulkes behoort die koninkryk. Geloof uit. Geloof uit. En weer eens, terwyl ek hierdie getuie vertel, wil u daar sit en jy wil hoor, die kere toe die gebed, u gebed nie beantwoord was nie, dis nie vir die goed nie, en ek weet, hierdie is harde woorde, veral soos wat ons by 'n bed gestaan het van 'n jong man, 'n seun, en ons staan daar met geloof, en ons besig om te bid met geloof, en jy wil 'n reaksie hê, en jy wil hê dat 'n familie moet gespaar word van hartseer, en ewe skielik is die vyand daar besig om vir jou te sê, hierdie gaan nie so uitwerk nie, dit gaan nie gebeur nie, daai gaan nie gebeur nie. Ons geloof is in God. Veral wanneer dit nie genoeg is, voeg hy by. Selfs al is die reaksie nie soos wat ons voorgebid het nie. Daar's 'n nuwe stel dokters wat aan boord kom. Verlede Sondag aand, Maandagoggend. Hulle wat nie hoop gehad het nie, het baie hoop Maandagoggend. Begin toe met 'n paar prosedures en hulle sê toe, nee, klein Leah sal, en ek wil nie te grafies wees nie, maar sy sal hulle het weer hoop vir haar. Amy is weer in die hospitaal en hulle sê toe vir haar, maar sekere komplikasies wat gebeur, sê hulle, maar hulle het nodig om die geboorteproses aan te help, en daar is besluite wat moet gemaak word. En die dokters is weer hopeloos. Sy word op 25 weke gister gebore. Wat is ek besig om te doen? Ek is besig om mense te kry om saam met my te glo. 25 weke. Die dokters se hoop is min gewees. Hulle het nie gedink sy gaan 'n uur maak nie. Nie gedink sy gaan 2 ure maak nie.
Ek het nog nie verslag gekry nie, maar my gebed is dat sy dit deur die nag gemaak het, want ewe skielik nadat hulle besluit het, nee, hulle gaan net afskeid neem, sy gaan dit nie maak nie, het hulle nodig gehad om gisteraand ewe skielik 'n paar dinge te begin doen. Ons bid dat die medisy sal verbaas staan. Ek het geloofsreëse nodig. Al voel jy vanmôre soos 'n klein geloofsdwergie. Miskien voel jy asof jou knie, as ons net kan glo. As ons net kan glo. Dadelik wil my kere wanneer gebede nie beantwoord was nie, my knie halter. Nee, die regverdige sal deur die geloof leef. Hebreërs kom en hy sê, in Hebreërs 11 sien ons, veral wanneer dit kom by, wanneer ons geloof, die definisie van geloof, Hebreërs 11:1, die geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 'n Vaste vertroue. En ek wil vra dat die mense wat gereël is, die ushers wat gereël is, altaarwerkers wat gereël is vir die tafel, kom staan nader. Want hier is hoe ons daai standvastigheid kry. Hier is hoe ons daai vastigheid kry. Hier is hoe ons by 'n plek kom. Sien, u verstaan nie regtig altyd wanneer ons sê, word gekonsolideer nie. Kom by 'n plek waar u gewen was, u is Christus aangeneem. Kom by 'n plek, kom live class toe, kom Amazing Race toe, sodat jy kan die inligting kry. Wat gebeur? Jy is besig om vastigheid te kry, sodat jy nie deur elke wind van lering rondgeswaai en rondgewaai word nie, dat jy sal vas staan. In wat? In die geloof. Geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Bewys. As 'n klein formulietjie wat u by Loftal oor die jare sou geleer het, wanneer dit kom en ons praat van bergverskywende geloof. Die vaste vertroue, die hoop, om te sien. Matteus 11:22 sê die volgende, Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Het gaan nie oor die goed nie. Het gaan oor my geloof in God. Het gaan nie geloof vir die goed nie. Het gaan oor my geloof in God. Al word my gebed nie beantwoord, soos wat ek wil hê hy moet beantwoord word nie, is my geloof in God. Dat hy gaan hierdie uitwerk vir my. Sê daar, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, het u 'n berg voor u. Het u 'n finansiële deurbraak wat nodig is? Het u 'n familielid wat ongered is? Het u 'n situasie wat u in die gesig staar? Het sê, elkeen wat vir hierdie berg sê. Kom, ek wil hê u moet vanmôre sien daai situasie wat voor u is. En hierdie is nie positiewe visualisering nie, nee. Hierdie is die oë van geloof. Dat ek het 'n innerlike bewys in die binnekant dat my God is in beheer. Ek kyk na hierdie situasie, ek kyk na wat ook al dit is wat ek tans in die gesig staar en party mense sê dat hierdie was 'n mensgemaakte berg. Hierdie was een wat deur gewoonte en godsdiens daar was, wat daar gesit is omdat mense naby God wil wees. Hulle het gedog hulle kan bo op 'n berg gaan staan sodat hulle naby aan die Here kan wees, maar God is in ons. Het sê daarvoor waar ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, nie sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur. Hy of sy sal verkry net wat hy sê. Maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Dadelik wil iemand dink, nee, ek het ten minste 3 TikToks gesien oor positiewe affirmasies. Nee, hierdie is nie 'n positiewe affirmasie nie. Hierdie is nie net verklaringe nie. Nee, hierdie is deur die geloof. Waar ek die uitkoms gaan praat. Ek gaan die voorsiening praat. God self gaan voorsien. Hy self gaan vir hom, hier is die formule, en ek weet die oomblik wanneer ons 'n formule kry, dan wil ons dit in 'n blik sit, en ons wil die blik verkoop, en ons wil graag die geld wat ons vat binne in daai selfde blik sit, of in 'n nuwe blik sit, dan wil ons op die blik gaan sit, en vir niemand dit deel nie. Maar bergverskywende geloof is gelyk aan
hoor met die oor, glo met die hart, sê met die mond. Bergverskuivende geloof is gelyk aan, hoor met die oor, glo met die hart, sê met die mond. En nou begin ek dit toe te pas. Ek begin toe te pas en omdat geloof deur die gehoor kom, alles wat ek hoor skep geloof. Jy sit oorkant die dokter en hy sê vir my dat jy gaan dit nie maak nie, dit skep geloof, geloof in die negatiewe, geloof in die dood. Maar jy het nodig om 'n ander woord te hoor, dat hy se geneesheer, dat hy wil hê jy moet 'n lang lewe hê. Hoor met die oor, glo met die hart. Moenie dat daai negatiewe woorde wat jy in die boot sit van ongeloof, die boot van omstandighede, moenie dat dit negatiewe geloof in jou hart skep nie, kanselleer dit, vervang dit nie met 'n positiewe gedagte nie, vervang dit met die woord van die Here. Ek weier om daai leuen te glo. Ons gaan nie onder nie, ons gaan deurbreek. Ons gaan nie net oor nie, ons gaan deurbreek. Sien, want as ek soos 'n Dawid oor 'n muur spring, is dit wonderlik, die muur is nog daar. Die muur is nog daar, maar hier's mans, hier's paas, hier's vrouens, hier's maas, hier's kinders. Jy moet namens jou familie deurbreek. Wat gaan dit kos? Dit gaan geloof kos. En dit gaan nie kos om geloof aan die kant van die muur te hê nie. Hoor met die oor, glo met die hart. Die hart is baie belangrik. Sien, daarom is dit belangrik dat ek my hart sal rein hou. Dat ek my hart sal bewaar. Dat ek my hart sal vir die Here gee, dat ek my hart na die Here toe sal bring. En ons weet dat die woord, wanneer hy sê glo met die hart, praat hy eintlik van met alles wat binne in jou is. Met jou binneste. Hy praat met alles wat hier aan die binnekant is. Wie van u weet dat daar's baie kere woelinge hier aan die binnekant? Ons praat baie keer van 'n golf in jou gees. Ons praat van dinge wat baie keer gebeur en jy diskwalifiseer jouself. Ander mense hoef jou nie te kanselleer nie, jy diskwalifiseer jouself. Hoor met die oor, glo met die hart, sê met die mond. Steede van dood praat oor jou huisgesin, begin lewe te spreek. Wetenskaplik is dit oor en oor nou al bewys dat water geheue het of dat water informasie kan dra. Hulle het water al geprogrammeer, hulle het water al in selfs 'n eenvoudige universiteitsstudie het hulle gedoen en hulle het 'n klomp mense gehad wat net oor water lewe gepraat het, alhoewel daar lewe in water alreeds is. En 'n ander groep mense het weer oor water en ek weet party van u gaan moontlik vir my nou kyk soos 'n ou koei na 'n nuwe hek of 'n nuwe koei na of 'n nuwe koei na 'n ou hek. Ander groep het weer water gevat en hulle het net dood gepraat. Gesê jy gaan onder, jy gaan dood. Alles wat jy aanvat gaan uitmekaar val. En hulle vat toe daai water wat geprogrammeer was oor dood oor gespreek is en hulle gooi dit op 'n plant. En dit het daai uitwerking gehad. En ek, dis is nie eers as ons die woord sal uitvat nie, want ons kan nie die woord van ons lewens skei nie. Dis sy genade wat ons aan mekaar hou, maar ons meeste van ons is water. Wanneer jy so negatief praat. Jong, ek het nou daai preek gehoor, maar jong, die Here het nou gesê, maar hoor met die oor, glo met die hart, sê met die mond. My geloof is nie in goed nie, of vir goed nie, my geloof is in God. Hoor met die oor, die woord van die Here. Glo met die hart, sê met die mond. Ek en my huis, ons gaan die Here dien. Kry gehoor met die oor. Ek glo dit met my hart. As een in die huis gered is, dan is die hele huis 'n mandaat om gered te word. Glo met die hart. Dan wanneer ek wil sê, ag nee, wat hierdie ding, hierdie huis van ons. Nee, sê met die mond. Dood en lewe lê in die mag van die tong. Daarom het ons nodig om seker te maak
dat ons nie vyande van geloof in hierdie tempel huisves nie. Ons weet wat die vriende van geloof is. Maar dat ons die vyande van geloof in hierdie tempel, in hierdie woonplek, huisves, wegsteek. En nee, daai selfde vyand, wat jou tans laat veilig voel in gemak, gaan die wapens op jou draai. Jakob, wat is hierdie vyande van geloof? Glo met die hart. Laat bitterheid gaan. Vergewe. Daai kompetering waar u jouself vergelyk, laat dit gaan. Hoor met die oor, glo met die hart, sê met die mond. Hoe weet ek hierdie beginsel werk? Hoe weet ek hierdie formule werk? U sit vanoggend hier. U is lewende bewys dat hierdie formule werk. U weet dit nie, maar u is lewende bewys. Die verklaring wat ons doen, mense sal kom van die noorde, ooste, weste en suide. Party van u is op 'n onverklaarbare manier hier. Ja, maar die het my genooi, daai het. Hoor met die oor, glo met die hart, sê met die mond. U weet dit nie eers nie, maar die stoel waarop u vanoggend sit, Dinsdag aand is hy oorgebid. U wag vir 'n uitnodiging, maar u stoel is al reeds as punt van kontak gesê, wie ook al op hierdie stoel sit, as hulle genesing nodig het, mag daai kanker uitval. Radikaal, hoor met die oor, glo met die hart, sê met die mond. Of het bloedsiekte is, hartkwale, nierkwale. Here, as die persoon hier sit, as hulle ongered is, mag hulle 'n begeerte na u kry. Vaste vertroue. Nie in die goed nie, of nie vir die goed nie, maar in God. In die nag toe die Here Jesus verraai is, het hy die brood geneem, hy het gedank, hy het gebid. Here, ons bid daai selfde gebed in hierdie oggend, oor hierdie simbole. Here, ons weet daar's van ons ander denominasies en gelowe wat glo dat hierdie is u liggaam. Nie die simbool nie, maar hierdie is. En vanmôre bid ons oor hierdie brood wat gebreek is, soos wat u liggaam aan ons gegee is. Here, ons dank U dat dit 'n standvastigheid, 'n vastigheid, 'n binding, Vader, 'n saambind sal bring van die woord wat ons gehoor het, dat ons sal dit glo in ons harte. So ook die beker, Here, wat u bloed simboliseer, wat vir ons uitgegiet is. Ons bid dat wanneer mense vanmôre aan hierdie tafel sit, Here, dat dit wat hulle nodig het om hulle te laat opstaan as geloofsreëse, dit tot hulle lewens gevoeg word. Wat dit ook al is wat mense vanoggend nodig het, dankie dat die antwoord is nog steeds dieselfde, dis Jesus. Ons loof U, ons prys U. Halleluja, kom ons bedien die familie. Moontlik vertrou U die Here vir 'n deurbraak. Moontlik vertrou U die Here. U stel nie net U geloof op die proef nie. Hierdie is hoe ons leef. Maar mag daar vars geloof, mag daar vars hoop by jou lewe vanoggend gevoeg word. Mag daar vanmôre vir jou iets oopgaan, dat jy weer God 'n kans sal gee. En hierdie gaan nie vanmôre oor om jou teleurstelling te bestuur nie. Nee, laat jou verwagting die Here wees.
As jou gedagte vanmôre of jou denke ewe skielik gevul word met gedagtes van negativiteit, dat dit werk vir ander, maar nie vir u nie. Nee, vanmôre moet u weet dat hy's ons Pa. Hy's ons Vader. En sy gedagte vir ons is goed. Terwyl u broodjie ontvang en die simbool van sy bloed, ons gaan vir mekaar wag. Ek vra tog, as hulle verby u gekom het, staan net op, sodat ons kan sien wie nog bedien moet word. Hy is al wat ek nodig het. Moontlik het jy ophou die Here vertrou. Moontlik het jy ophou glo. Jy het gesê, ag Here, kom ek laat gaan maar net daai situasie. Nee, sit jou vertroue. Die regverdige sal uit die geloof deur die geloof lewe. Vader, ek bid vir oggend, Here, soos wat mense nog bedien word, Here, bid ek dat geloof in hulle harte opstaan en ons harte opstaan. Dankie, Here, dat daar donker wolke is wat oopbreek, lig deurbreek, die duisternis verdryf. Here, ek bid in hierdie oggend, Here, dat ons die beperktheid wat ons baie kere op U sit, Here, vanmôre sal afhaal, Here. Jesus, U naam is nog steeds hoër as kanker. Hoër as bloed en hartkondisies en is nog hoër as bankrotskap. Hoër as wat ook al dit is, die vyand wil in mee kom om te steel, te slag, verwoes en dood te maak. U naam het nog nooit die krag verloor wat slawe vry maak nie, wat genesing bring nie, wat mense saambind en by mekaar laat staan nie. Dankie dat hierdie oomblik 'n geleentheid is, Here, waar ons standvastig word in die dinge wat U gesê het ons nodig het om te doen. Dit gaan geloof kos. Kom ons vat vanmôre die simbool van sy liggaam. As daar gebrokenheid in U is of U liggaam, ons praat met daai arthritis, ons praat met daai pyn, ons praat met wat dit ook al is. Ons gebed is vanmôre genesing en volheid van genesing. Ons gebed genesing om te kom na jou liggaam in Jesus naam. So ook die simbool van sy bloed. Ons vertrou die Here vir herstel, vir genesing, families om saam te kom in Jesus naam. Waar jy vanoggend staan, steek net die hande op. Here, ek dank U, Here, dat hier is 'n groep mense, as familie het ons U woord gehoor. Here, ons gryp U woord vanoggend aan. In die naam van Jesus. En ons glo weer. Ons sit weer ons geloof, ons vertroue in U. In die naam van Jesus. Terwyl U so staan en daar mense is, familie is wat moontlik sê, ek hoor jou. Maar ek wil uitkom vir gebed. Kom uit. Hoekom die woord sê ook, waaroor 2 of 3
saamstem oor enige saak, soos hulle ten deel val, soos wat dit die Vader se wil in die hemel is. Net samestemming. Jy het net samestemming nodig. Vra dat die bedieningsspan uitkom. En as jy vanmôre gebed nodig het, voordat ons hierdie diens afsluit, as familie waar jy staan nou, sê vir mekaar wat dit is wat jy die Here voor gaan vertrou. Sê vir mekaar, sê, praat met die vrou, praat met die man, sê waarvoor gaan ons die Here vertrou? Want die samestemming moet in die huis begin. Waarvoor gaan ons die Here vertrou? Ons gaan die Here vertrou en ek weet, meeste is gou om net te sê 'n moontlike bedrag of wat ook al nie, waarvoor gaan ons die Here vertrou? Maar mag u gesprekke in hierdie Sondag, mag dit gevul wees met geloof. Mag hierdie week 'n geloofsweek, nie 'n geloofsuitdaging wees nie, maar 'n geloofsweek vir u wees. Ek glo u het vir u familie gesê wat dit is waarvoor u die Here gaan vertrou. Halleluja. Steek sommer u hande uit. Ons gaan afsluit, maar steek u hande uit na die kosbare mense hier voor. Halleluja. Dustin, kom sluit vir ons af asseblief. Hemelse Vader, dankie vir hierdie wonderlike diens vandag, Here. Dankie vir u woord. My God, ons sê vir u dankie dat ons as 'n familie bymekaar kon kom en Here net onder die woord kon sit en ons vra Here dat u die geloof wat ons so oor gehoor het vandag sal aanwakker in ons, Here. Ek bid vir elkeen wat vandag hier is, hulle families, Vader. Ek bid die hand van beskerming oor hulle. Ek vra Here dat u hulle sal seën in hierdie dag, saam met hulle sal wees in die dag en bring hulle almal vanaand weer veilig terug, Here. Dat hulle die vriende nooi, die bure nooi, die familie nooi en dat ons 'n wonderlike Sondag in die Here met u seëning oor ons, die beskerming oor